Goeiedag, Pascha of Pesach reeks nommer 10, die gedeelte 10. En ons gaan 'n bietjie kyk na Yeshua se bloed wat op 7 plekke geval het in Jerusalem. Ons het gesien, Jesus, sy naam in Hebreëus, Yeshua, was die lam van God en hy's ook die hoëpriester. Nou vir Yeshua om as hoëpriester aangestel te word, was daar baie vereistes. En elkeen van die vereistes volgens Abba Vader se instruksies is volkome vervul. Ja, Abba Vader se instruksies sê ook in Levitikus 22 vers 21 in die New King James Version, "And whoever offers a sacrifice of a peace offering to the Lord, to fulfill his vow, or a free will offering from the cattle or the sheep, it must be perfect to be accepted. There shall be no defect in it." Met ander woorde, die hoëpriester moes 'n lam offer sonder fout, sonder gebrek en vlekkeloos. Maar hoekom moes die bloed van die lam betaal? Hoekom moes die bloed van die lam betaal? Vir verlossing en vergifnis het Abba Vader gesê, moes bloed betaal. Hebreërs 9 vers 22 sê, en byna alles word met bloed gereinig volgens die wet, en sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Want Abba Vader sê in Levitikus 17 vers 11, want die siel van die vlees is in die bloed. Nou dink daaroor, in Yeshua se liggaam was bloed, maar dit was nie sommer net enige bloed nie. Hoekom was dit nie sommer net enige bloed nie? Ek meen, hy is die seun van God, maar hoekom was Yeshua se bloed baie spesiaal en anders as my en jou bloed? Yeshua het nie 'n vader soos wat ek en jy, 'n aardse vader soos ek en jy gehad nie, van menslike natuur nie. Yeshua het 'n moeder, Maria, gehad, ja, menslik soos ons, maar onthou, sy het swanger geword deur middel van Ruach HaKodesh, die Heilige Gees. Onthou, engel Gabriël het aan haar verskyn en vir haar gesê, dat Abba Vader sy werkende krag, sy Heilige Gees, gaan gebruik om haar geboorte te laat gee aan 'n seun, hoewel sy 'n maagd was. En die rede hoekom Yeshua gebore moes word op hierdie manier, was as gevolg van Yeshua se bloed. Want hoor gou, die bloedgroep van 'n kind kom deur die saad van 'n vader. En as daar nie 'n aardse vader is nie, waar het die bloed van Yeshua dan vandaan gekom? Nou, daar was nog net 2 persone op aarde wat nie aardse vadersaad gekry het nie, en dit was Adam nommer 1 en Adam nommer 2. Adam nommer 1, want Genesis 2 vers 7 sê, en die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde, en in sy neus die asem van die lewe geblaas, sy ruach, en die asem van die mens geblaas, so het dan die mens 'n lewende siel geword. Maar die mens, Adam, het toe gesondig, en omdat hy gesondig het, is ons almal se bloed, as ons gebore word van sondige natuur. Yeshua is gebore in Maria, maar Ruach, daardie asem, Heilige Gees, Abba Vader se asem, het haar swanger gemaak. En daarom was die bloed van Yeshua suiwer, sonder enige sonde. En dis bloed sonder sonde wat moes betaal het vir my en jou sonde. En ons weet, hierdie bloed van Yeshua, as die lam van God, was beter as 'n ram of enige lam wat kom betaal het vir my en jou sonde. En daarom het ons koning sy koninkryk verlaat, homself kom gee as lewende offer, en met sy bloed kom betaal vir ons sonde. Want soos Hebreërs 9 vers 22 sê, sonder die bloed is daar geen reiniging of vergifnis nie. En Romeine 6 vers 23 sê ook, want die loon van die sonde is die dood. Met ander woorde, Yeshua het die finale offer geword as gevolg van sy bloed. Yeshua het kom sterwe en betaal met sy bloed vir my en jou vergifnis, reiniging en verlossing. So volgens Abba Vader se instruksies was daar een dag in die jaar, wanneer die hoëpriester agter die veil kon ingaan van die heilige na die allerheiligste in die tabernakel of in die tempel. By die allerheiligste kon die hoëpriester ingaan eenmaal per jaar op versoeningsdag, deur die bloed van die lam wat geoffer is, 7 keer te besprinkel voor Abba Vader, voor die verbondsark, sodat Abba Vader die volk genadig kon wees, en dat hierdie lam se bloed die sonde van die volk kon dek.
En Abba Vader sê vir Moses in Levitikus 16 presies hoe die hoëpriester hierdie offer moes bring. Want dis hierdie bloed wat moes betaal vir dood, want die bloed is lewe en sonde bring dood. En presies hoe Abba Vader vir Moses geleer het hoe die hoëpriester dit moet doen, het Yeshua net so ook kom vervul. En dit is hoekom Yeshua sê, ek het nie gekom om die wet te kom vernietig nie, maar om dit te kom vervul. Matteus 5 vers 17. So Abba Vader sê vir Moses in Levitikus 16, dat die hoëpriester die offer moes doodmaak, en dan moet hy met 'n bakkie vol van die bloed 7 keer gaan sprinkel het. Die getal 7 beteken reg hierdie woord, hierdie volmaaktheid, hierdie volledigheid, hierdie perfektheid van Abba Vader. En Abba Vader sê vir Moses, om die volmaakte verlossing, die versoening, die volmaakte versoening vir almal se sondes en die vrymaking te kry daarvan, moet die hoëpriester die perfekte lam se bloed 7 keer besprinkel. En net so kom Yeshua, die hoëpriester, met die perfekte offerlam, die lam van God, en raai op hoeveel plekke het Yeshua sy eie bloed gestort in Jerusalem op die 14de Nisan of Aviv. Yeshua se bloed is gestort op 7 plekke in Jerusalem. En die eerste plek waar Yeshua se bloed, hierdie perfekte bloed sonder sonde gestort het, was in die tuin van Getsemane. Maar ek wil net hier met daai prentjie kry, in Jerusalem, hierdie berg wat Vader uitgekies het, waar die tempel staan, hierdie berg, die Here sê sy naam is in die berge. As jy 'n lugfoto neem en jy kyk na hierdie berge, dan sien jy sy naam in die berg. En kan jy net dink, jy sien al hierdie bloed, want Yeshua se bloed, en dan het daar oor die 265.000 skapies is daardie dag geslag. Al die bloed intussen hierdie berge. Maar die eerste plek waar Yeshua se bloed gestort het vir my en jou, is in die tuin van Getsemane. Toe Yeshua sy 3 disippels vra, bid saam met my, bid en waak saam met my. So Yeshua se bloed val in Getsemane, dis die eerste plek. In Lukas 22 vers 44 staan, en toe hy in 'n sware stryd kom, het hy met groter inspanning gebid, en sy sweet het geword soos bloeddruppels en het op die grond geval. Yeshua sê, ek is doodsbenoud, en sy sweetdruppels verander in bloeddruppels. Hierdie sweetdruppels wat soos bloed geword het, daar is 'n mediese term daarvoor vandag, wat genoem word hermadosis, wat sê, onder uiterste vorm van stres, onder uiterste vorms van vrees, kan van die selle onder jou vel begin bars, en dan meng die bloed met jou sweet, en wanneer jy sweet, dan lyk dit of jy bloed sweet. Dit is die eerste plek waar Yeshua begin bloei het, en dis hier in die tuin van Getsemane. Maar hoekom eerste plek in die tuin van Getsemane? Want onthou, dit was in die tuin waar ons as mens dit verloor het. Kan ek herhaal? It all started in a garden and it will end in a garden. Want onthou, dit was in 'n tuin waar ons as mens gesondig het, dis waar ons dit verloor het. Adam was in die tuin van Eden toe hy gekies het om eerder die wil van Satan te doen as Abba Vader se wil. Hy kies om eerder te doen wat die slang vir hom wil gee, en eintlik in die feit wat Adam sê is, Abba Vader, nie u wil nie, maar laat my wil geskied. Adam sê, Vader, ek weet, u wil is dat ons van alles kan eet behalwe hierdie boom, maar Vader, my wil is om van hierdie boom te eet. En ons weet, Adam eet toe, sondig, en so sit ons met sonde. Adam het geweet, dit gaan gebeur, en stuur toe sy seun, die tweede Adam, en so val Yeshua op sy knieë en sê in die tuin van Getsemane, in Matteus 26 vers 39, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos u wil. Presies die teenoorgestelde van wat Adam nommer 1 gedoen het, en Yeshua kom Adam nommer 2 en betaal, sodat ek en jy kan vry wees. Getsemane is die eerste plek waar Yeshua se bloed gestort het, en dis die eerste deel van my en jou lewe waar Yeshua ons kom vrykoop het, sodat ons kan kies om ja te sê en Abba Vader te shema, Heer, listen en obey, want hy roep ons vir 'n shema leefstyl. Hy roep ons en hy het sy seun gegee sodat ons hom sal shema, Heer, listen en obey, om hom gehoorsaam te wees en nee te sê vir dit wat die vyand voor ons kom sit. En is hier in die tuin
waar Yeshua na sy disippels sê, bid en waak dat julle nie in versoeking kom nie. Net so, mag ons deur die bloed van Yeshua in die tuin van Getsemane die wilskrag kry om op Vader se woord nie net te hoor nie, maar oor te gaan en te doen. Mag ons, as hy ons sy waarheid leer, daarvolgens verander. Mag ons Abba Vader se woord Shema. Dit bring ons by die tweede plek waar Yeshua se bloed vloei vir my en jou, en dis nommer 2. Yeshua se bloed vloei toe hulle vir hom 'n kroon op sy kop sit. Yeshua was op pad van Pilatus af toe die Romeinse soldate die woord sê in Matteus 27 vers 29 tot 30, toe trek hulle sy klere uit en werp hom 'n rooi mantel om hom en hulle vleg 'n kroon van dorings en sit dit op sy hoof en 'n riet in sy regterhand, en hulle val op hulle knieë voor hom en bespot hom en sê, wees gegroet koning van die Jode, en hulle spoeg op hom en neem die riet en slaan hom op sy hoof. Kan jy jouself indink? Kan jy dink hoe dit moet voel om 'n doringkroon op jou kop te hê, en hulle kom slaan jou met 'n riet, hierdie doringkroon net dieper en dieper in jou brein in. Maar voor ons daaroor verder praat, dink gou daaroor, hoekom het hulle Yeshua se klere uitgetrek? In Genesis 3, net na Adam en Eva gesondig het, hoor hulle Abba Vader in die tuin en hulle gaan kruip weg. Abba Vader roep toe vir Adam en hy sê, Adam, waar is jy? En Adam kruip weg, want Adam is naak. So kan ek vra, tabernakelskind van Abba, voel jy dalk so naak voor Abba Vader vandag? Want sien, partykeer voel ons so bietjie skaam, ons voel naak voor Abba Vader, want ons het so droog gemaak, ons het so van sy kinders seer gemaak, ons het beloftes gebreek, ons het sekere dinge gedoen uit omstandighede uit, en ons het gesondig, en ons voel so naak. Ons voel soos Adam, nee. Ons wil weghardloop en gaan wegkruip. Want dis wat sonde doen. Sonde het die manier om ons as mens so skuldig te laat voel, dat jy letterlik voel of jy kaal is. Maar dan staan daar in Matteus 27 vers 28, toe trek hulle sy klere uit en werp 'n rooi mantel om hom. So hulle trek Yeshua kaal uit, sit vir hom 'n doringkroon op, hulle bespot hom, slaan hom, spoeg hom, en dan trek hulle weer hom aan. Hoekom? Yeshua was besig om te betaal met sy bloed, sodat ek en jy nie hoef skaam te wees en te voel, maar dis net die hoëpriester wat na Abba Vader toe kan gaan nie. Nee, Yeshua betaal dat ek en jy ook in intimiteit Abba Vader kan nader. Dat ek en jy uit daardie skuldgevoel, uit daardie sondes, Abba Vader kan nader. Want as ons waardig nie, maar hy het sy seun gestuur, en die hoëpriester het die perfekte lam geoffer. En Abba Vader wil vandag vir jou sê, my kind, jy hoef nie verder naak of skaam te voel oor jou sondes nie. Kyk op my kind, ek weet presies wat jy gedoen het en waarmee jy besig is, en ek weet, dit laat jou so naak voel. Maar my seun, Yeshua het betaal met sy bloed, sodat jy my kan nader, net soos jy is. Tabernakelskind van Abba, sien jy hierdie prentjie? Yeshua word naak, hy word verneder, hy word gespot, alles vir my en jou. Yeshua betaal hier met die doringkroon op sy kop, en hulle slaan hierdie doringkroon net dieper en dieper met 'n riet. Die bloed vloei, en omdat daar lewe in die bloed is, kan die bloed betaal vir sonde. Want in Romeine 6 vers 23 staan daar, want die loon van die sonde is die dood. En dan sê Abba Vader in Levitikus 17 vers 11, die siel van die vlees is in die bloed. Met ander woorde, om te betaal vir my en jou sondes, het ek bloed nodig. En daarom het Yeshua se bloed ook hier geval vir ons naaktheid. So in Genesis 3 vers 18 staan Adam naak voor Abba Vader, en Abba Vader sê vir Adam, omdat jy geluister het na Satan, omdat jy gesondig het, Adam, sal die aarde dorings en dissels uitsprei. Met ander woorde, dorings en dissels was nie deel van Abba Vader se aanvanklike skepping van die aarde nie. Nee, dorings en dissels word hierdie simbool van die vloek wat sonde oor die aarde gebring het.
Maar Vader sê, die aarde gaan dorings en distels uitspruit en in die sweet van jou aangesig arm sal jy jou brood verdien en sonde kom steel die voorsiening van die aarde. En so kom betaal Yeshua, hy staan naak, hulle maak 'n bespotting van hom en Yeshua sê, Abba Vader, daardie dorings, daardie vloeke oor die aarde, daardie dorings oor die aarde, Vader, hulle kan vir my 'n kroon daarvan vleg en ek sal met my bloed betaal om daardie vloek te breek vir my bruid. Nou 'n kroon is 'n simbool van autoriteit. En Yeshua vat die doringkroon en hy sê, deur my bloed sal my bruid die autoriteit ontvang om kettinge te breek in my naam. Paulus sê in 2 Korintiërs 8 vers 9, want julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, dat hy alhoewel hy ryk was, ter wille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. Yeshua het die volle prys kom betaal vir my en jou, en alle vloeke is gebreek deur die bloed van die lam. Want die bloed betaal die boete. Die derde plek waar Yeshua se bloed val vir my en jou is nommer 3. Yeshua se bloed val toe hulle hom 39 houe slaan met 'n vlaghelm. In daardie tyd, wanneer iemand geslaan sou word, is sy bolyf kaal uitgetrek. En hy's aan 'n paal vasgemaak. Die soldate wat die houe gegee het van 'n vlag het van 'n vlaghelm gebruik gemaak. En die vlaghelm was gemaak van 3 toue van leer. Want 3 dubbele toue sterker as 1, nê? En die vlaghelm was gemaak van 3 toue van leer wat aan 'n hout handvatsel vasgemaak is. Die vlaghelm was omtrent so 3 voet, 900 centimeter, 3 lineale. En op hierdie toue van leer was daar elke 7 centimeter skerp stukkies been op, wat vasgemaak is, been van die pelvis van 'n lammetjie, wat van die pelvis van 'n lammetjie afgekom het. Aan die leerstringe van die vlaghelm sou daar ook klein hakies hang, wat soms van glas of enige diepsnydende metaal van gemaak was, en gewoonlik was dit 3 verskillende tipes materiale, en daarom het die soldate dit genoem, a cat of 9 tails. En Abba Vader se woord sê in Deuteronomium 25 vers 1-3, as iemand gevonnis was, mag hulle hom volgens sy vonnis geslaan het, 40 slae mag hy hom laat gee, nie meer nie. Met ander woorde, om te verseker dat hulle nie iemand meer as 40 houe gegee het nie, het die godsdienstige leiers dit 39 houe gemaak. En met verloop van tyd het die 39 slae reël die gevestigde gebruik in die regstelling geword. En volgens die Romeinse regstelsel en gebruike mag niemand meer as 39 slae 2 Korintiërs 11 vers 24 tot 25 ontvang het nie, want 40 houe was ook beskou as 'n doodvonnis. Met ander woorde, hulle wou nie die beskuldiges deur lyfstraf laat sterf nie, maar hulle wou die beskuldiges soveel pyn en lyding as moontlik laat verduur. En hierdie 39 houe is met alle mag en krag herhaaldelik op Yeshua toegedien, oor sy lyf, oor sy skouers, sy rug en sy bene. Kan jy dink, in die begin sny hierdie rieme met die bene en metaal deur die vel. En later, soos wat die houe aanhou neerreën op hierdie oop wonde, sny dit net dieper en ruk dit stukkies vleis uit, wat later are blootstel, wat ook stikkend geslaan word en ewige bloedvloeiing vind plaas. In Psalm 129 vers 3 staan, ploers het op my rug geploeg, hulle het al vore lank getrek. So die bene wat aan die vlaghelm vas is, kneus die vleis diep, en met die aanhoudende slaap bars die vleis oop en skeer die vleis in lang repe wat aan die liggaam afhang. Wat maak dat die liggaam onherkenbaar vermink is. Jesaja 50 vers 6 staan daar, en hy het my rug gegee vir die wat slaan, en my wange
Ek het my rug gegee vir die wat slaan en my wange vir die wat die hare uitblik. My aangesig het ek nie verberg vir smaadhede en bespieging nie. Dan sê Jesaja 52 vers 14 ook, soos baie hulle oor u verstom het, so misvorm was sy voorkoms, geen mens meer nie, en sy gestalte was nie soos die van 'n mensekins nie. Yeshua was so geslaan, hulle kon hom nie meer herken nie. In Jesaja 53 vers 5 staan nou ook, hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel, die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Yeshua kry 39 houe vir die 39 groepe siektes, root diseases op aarde. 'n liggaam misvorm, sê Jesaja 53, sodat ek en jy kan weet en verstaan die volheid van die prys wat Yeshua betaal het, en is op hierdie stikkende liggaam waarop hierdie sware kruis toe nou nog gesit is. Yeshua kry 39 houe vir my en jou genesing, want Jesaja 53 vers 5 sê, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Die volgende 4 plekke waar Yeshua die lam van God se bloed gestort het in Jerusalem, bespreek ons môre. Maar mag Vader vir ons hierdie net so kom aanraak, die prys wat Yeshua betaal het, as gevolg van die sonde, die eie wil wat Adam gekies het, om te sê, maar ek sal kies, ek weet Vader se wil is dat ek nie van hierdie vrug moet eet nie, ek weet dit is nie sy wil nie, maar ek kies om dit te doen. En net so doen ons dit vandag. Vader se wil is dat ons hom Shema, Abba roep ons, hy het sy seun gestuur, sodat ons hierdie Shema leefstyl, waartoe ons geroep het, om hom te gehoorsaam, hom te vertrou, en in geloof saam met hom te wandel. Abba roep ons daartoe. Wat is jou keuse, tabernakelskind van Abba? Wat is jou keuse? Hy roep jou. Hy het sy seun gegee, want so lief het hy jou. Wat is jou keuse? Sal jy jou wil eenkant plaas en hom volg? En saam met hom wandel in intimiteit. Hy roep jou vir 'n verhouding met intimiteit. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dit breek my hart as ek net sien hierdie prys wat Yeshua betaal het. En hoe ons wêreld aangaan en hoeveel daar soveel dinge is besig is om te gebeur en ons kan nie net vir 'n oomblik stil raak en dink aan die prys wat ons Messias betaal het. Waar U ons die prys, Yeshua sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom by die Vader behalwe deur my nie. Yeshua het die prys betaal. Yeshua het klaar die prys betaal, en U nooi ons met hierdie Vaderhart na 'n plekkie toe van intimiteit, om met U te praat en tyd saam met U te spandeer. Ja Vader, die wêreld waar ons gekies het om ons eie wil, sonde en al die skandes wat ons het, buiten dit alles, nooi U ons terug deur die bloed van die lam, om by U voete te kom sit. Dankie, dankie, dankie vir die volle prys van die bloed van die lam. Ons eer U, Abba, ons loof U en ons prys. Hier is my hart. Hier is my hart. Ek wil U nader, en ek wil my albastervleis breek voor U. I surrender all. Ek gee U my alles. Ek bid dit alles in Yeshua, HaMashiach se naam, die seun van Yothai Wawai. Amen. Shalom.